Onbetaalde internskappe, uitbuiting of maak dit deure oop? Goeiemiddag, wat kan jy alles vir R30 per dag koop? Dis wat Twitter-gebruikers gister gevra het nadat dit aan die lig gekom het dat dit die vergoeding is vir internskappe by die vrouetydskrif Marie Claire in Suid-Afrika. Om in aanmerking vir die internskap te kom, is dit ook 'n vereiste dat jy jou eie skootrekenaar en motor moet hê. Maar Marie Claire se internskappe is nie die enigste wat so min betaal nie. Soms word geen betaling aangebied nie. Is dit maar die prys om te betaal vir 'n glansryke droomwerk of skep onbetaalde internskappe 'n ongelyke werkomgewing waar daar net plek is vir bevoorregte jong mense? The strangest thing is that the only industries that I know of that will try and get interns to work for free is media and fashion. Nobody else does that or even expects that, So why do these two fields think that people can work for nothing? And it is in fact a way of pre-selecting people who already have resources. So there's no transformation then possible through an internship, or very little. I would say no lower than 2,000 Rand if you call a benchmark. The person must be able to survive and transport themselves. So don't compromise yourself by working for nothing, because you are going to then later in your career be offered less than you probably would otherwise. Go into the publications that will pay you a basic wage to learn skills with your mentors. Die bekende stilis en ontwerper Crystal Birch meen dis onaanvaarbaar om internskappe met 'n vergoeding van minder as R2000 per maand aan te bied. Ek voel nie dit is oomblik toeganklik vir almal nie en dit maak dit onregverdig. Ek is 'n klein company met so min staf. Ek dra nog steeds petrolkos by vir my interns wat ook tot omtrent R2,000 tot R3,000 amper 'n maand uitkom. En ek kan nie glo dat 'n kapitalistiese huge company kan nie vir hulle interns wat die hardste werk en die akligste werk is om heeltyd winkels goed te koop en te return, is actually soul destroying en dan dit vir nie te werk nie. Vir my is dit skokkend, want die mense wat fashion editors word, is die wat op die einde welgesteld is en net rondhang en wag tot hulle 'n pos kry. En dit is net onregverdig nie op meriete nie, want mense kan nie bekostig nie. En ek voel net, as jy vir 'n internship betaal word, kan jy apply, jy kan goedgekeur word en die standaard sal verhoog. Hulle kan nie vir R30 'n taxi in en uit die stad vang om te kom intern nie. Ek sal sê definitief R2,000 se internship basis salaris. As hulle werk baie telefonies ekstensief of petrol baie ver vir hulle om waar rondry, want veral met modetydskrifte moet hulle die hele tyd rondry, moet hulle 'n petroltoelaag kry, definitief. Wat dink jy hiervan? Tweet by Netwerk24 met die hitsmerk Top Stories of e-pos nuus by netwerk24.com.